Ons klop gereeld aan by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk vir 'n paar wenke om beter na ons dierekinders om te sien. Maar ons het tydens ons besoeke ook 'n hele paar bekende gesigte raakgeloop en besluit om hulle dierekinders 'n bietjie beter te leer ken. So Jackie, wat maak julle vandag hier by die Olympus Dierehospitaal en wat is die rede vir julle besoek? Man, Dixie kry 'n inentings vandag. Ja. Sy's 'n baie soet klein katjie, maar sy's 'n blues gitarist ook. Kyk aan haar oë, ek kan sien. Ek sien, ek kan, as jy diep binne in haar oë kyk, sy's baie mystiek. So sy's vir inentings en sy's nou op hierdie stadium eerste televisie appearance. Ja. So sy's baie 2 keer cooler as sy gewoonlik is. Is 'n goeie dag vir haar vandag, hoor. Ja. En sê vir my, hoe het Dixie deel van julle gesin se lewe geword? My skoonouers het katte in Rustenburg en my dogtertjie is so mal oor katte en ons het net honde. En toe sê Anel vir my, hoorie, kom ons kry net 'n katjie vir die dogtertjies. Kom die ou klein spierwit ou katjie daar by ons aan. Dis daai tipiese ding van 'n kat kies mos maar vir jou. Dan jy kies nie 'n kat nie, sê dit is 'n saak nie. En toe ek agterkom Dixie was actually na vorige lewe 'n blues guitarist in Nashville gewees. Toe het ek en sy baie goed connect op 'n spiritual manier. So sy het 'n bynaam, maar die bynaam is nou nie vir hierdie TV show nie. Dit is 'n ander bynaam. As jy op haar daai bynaam roep, dan kom sy. Hierdie is 'n familievriendelike program, so kom ons laat dit daar. So hoe pas Dixie by jou huidige skedule aan, veral wanneer jy op toer ook is? En die kinders hou vir Dixie besig genoeg. My jongste dogtertjie Kara, sy hou vir Dixie so lank vas, dat Dixie so grommetjie kry soos 'n hond so. Dan kom die rockstar nou uit, né? So hulle hou vir Dixie baie besig. So as ek by die huis kom, is dit baie lekker om hulle weer te sien. So dan at least verlang sy my en sy onthou my. So dis cool. Nou wat sê is belangrik vir julle as 'n gesin wanneer julle besluit op 'n veearts? Kyk, ons het jare terug besluit op Olympus Dierehospitaal, want ons ken hulle, ons ken vir hulle, so en hulle is betroubaar en hulle is baie lief vir diere. Kyk, baie van die mense wat werk hier so lyk soos cute diertjies, jy sien. Maar en dan is dit lekker naby in ons huis en baie van my vriende wat in die bedryf is, honde en katte is ook hier so. So weet as ek vir hulle sê, hoorie, kom ons sê daar's iets nie fout met ons hondjie, voel lekker nie, bring hulle in en hulle sal na die hondjie kyk en dan is alles weer beter en die diere hou daarvan om hier na toe te kom. As ek kry dit koud. Ek dink die eer kan kom sê, as jy so vashou, né? Jy so in jou nek maak jy so. Wel, ek hoop daar wag 'n treffer oor Dixie in die toekoms. Jy weet dat jy nie net by 3 pikke wyne hou nie. Ek het nog geen liedjie oor 'n kat nie. Nou maar daar is die volgende treffer. Ek het my kat vandag op TV. Onthou net, Tantime, goeiemôre, good morning. Ja. Hou dit asseblief in gedagte. Kyk vir my. Bye. Hoe is 'n mooi kykie? Wag, is 'n mooi kykie man. Kyk hierdie maar mooi kykie. Die sanger Brendan Piper het geen bekendstelling nodig nie. En hy, Trompie en Meisiekind kom al vir jare na die dierehospitaal toe wanneer 'n veeartsbesoek nodig is. Brendan, so lekker om jou hier raak te loop. Dankie. En Trompie is ook hier. Ja, nee, ek kan nie hiernatoe kom sonder Trompie nie. Jy weet, dit sal sin maak. Ja, dit sal ek dink verkieslik nie, maar ek wil vir jou vra, hoe lank is jy nou al by hierdie dierehospitaal of Trompie althans? Ek dink ons is al goeie 5 jaar betrokke. Nog nooit gevoel ons wil in 'n ander rigting in beweeg nie en Trompie is happy en gesond. Nou, hoekom is hulle vandag hier? So hulle is vandag hierso om 'n paar check-ups te kry. Hulle gaan gekyk word na hulle tande. As daar enige iets is wat getrek moet word of skoongemaak moet word, gaan dit gebeur en dan natuurlik as hulle onder narkose is vir dit, dan kry hulle 'n paar ander checks ook. So, hoekom juis Olympus? Gewoonlik bewe die honde mos maar as hulle in 'n veeartspraktyk inkom, Ja. maar kyk hoe rustig is hy en Meisiekind is ook nou rustig, so ja. Nou kyk Brendan, jy toer uiteraard baie. Wat gebeur dan met Trompie en Meisiekind? By die huis hier so in Pretoria het ek vir Blessing en vir Connie wat inbly en hulle werk maar daar op die plot en hulle video call my maar in die aande. Soos in Amerika nou vir die laaste 3 weke was dit nou maar protokol geweest. En ja, hulle herken nogal die stem en sit en kyk vir die kamera, jy weet. Dis baie lekker. Asof dit 'n interaksie is, so ja. Ek mis hulle baie meer as wat hulle my mis, dink ek. Die sanger Ampie se 2 hondekinders, Shady en Bowie, is wollerig en laat 'n mens se hart sommer dadelik smelt.
Hulle rustigheid wanneer hulle 'n draai hier moet kom maak, spreek boekdele. So Ampie, vertel net eers vir ons, wie het ons hier saam met ons op die bank? Hierdie is Shady. Nou Shady is so 10 jaar oud en dan is vir Bowie hierso wat van David Bowie afkom. Ja. So hy's ook maar 'n rockstar. Ons maar 2 rockstars in die huis. Hoe lank is julle nou al hier by hierdie dierehospitaal betrokke? So ek dink tussen 7 en 8 jaar wat ons al by hulle betrokke is en ons het nog nooit probleme gehad nie en hulle kyk altyd so mooi na die honde. So ek is een van daai old school mense, jy weet, stiek by wat werk. En hoekom het Shady en Bowie nou vanoggend hier kom kuier? So ek wil net seker maak hulle is lekker gesond. Shady is omdat hy nou al 10 jaar oud is, so ek het 'n vermoede hy het 'n bietjie inflammasie en bietjie pyn in sy joints. En ja, Bowie is nou maar net hier, hy's nou 6 jaar oud, maar hy lyk vir my baie gesond en hy's aan die lewe, so dis nou maar net 'n algemene check-up en hy kom ondersteun sy boetie dat hy net lekker voel hier so by die dierekliniek. Ja, 'n lekker familie-uitstappie. Ja, familie-uitstappie. Ons kan nie die een by die huis los nie. Nou ja, ek dink nie ons hoef julle verder daarvan te oortuig dat julle dierekinders in die beste hande moontlik is wanneer hulle hierheen kom nie. En dit enige tyd van die dag of nag. Altyd oulik en lekker as sou Elsa so daar saam met die dierekinders en hulle bekende versorgers, ouers en so gaan uithang. Nou ja, Lightstone is een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van eiendomsinligting en statistieke. Van huiswaardes en verkope tot neigings wat wys waarheen die mark beweeg. Vandag gesels ek met die besigheidsontwikkelingsbestuurder Estiani Marx wat vir ons bietjie meer duidelikheid gaan gee en gaan verduidelik wat Lightstone doen en wat die nuutste statistiek rakende die Suid-Afrikaanse eiendomsmark is. Estiani, 'n hartlike goeiemôre en welkom ook hier by ons by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Pieter, baie dankie dat ek vanoggend met julle kan kom gesels. Baie lekker en ek sien uit daarna, ek wil dit nou net vlugtig noem, maar wat presies doen Lightstone? So Lightstone het aanvanklik ontstaan as gevolg van die ontwikkeling van eiendomswaarderingsmodelle. So jy weet, ons wou gesien het wat gebeur in die eiendomsmark, wat die waarde van eiendom, en dis waar dit aanvanklik ontstaan het. So word julle inligting net deur banke en agente gebruik of is dit ook toeganklik, jy weet, vir die gewone kopers en verkopers? Baie goeie vraag Pieter. Ja, hoofsaaklik word deur die banke en die eiendomsmark en eiendomswaardeerders gebruik, maar absoluut enige iemand wat inligting ten opsigte van die eiendomsmark nodig het, kan dit by ons ontvang, of dit nou gewone beleggers is, of dit eiendomsverkopers, eiendomskopers, of enigiemand wat in die eiendomsmark of enigiets met eiendom te doen het, kan definitief die inligting by ons kry. Estiani, as ek nou 'n huis wil koop of verkoop en onseker voel oor weet my besluit of wat ek moet doen volgende, hoe help Lightstone my om slimmer besluite te neem rakende dit? Pieter, ek dink ons is in 'n so 'n bevoorregte posisie met inligting wat tot ons beskikking is. En jy weet, as ons dink aan baie jare terug, as jy hierdie groot besluite moes neem ten opsigte van die koop of verkoop van eiendom, jy het nie inligting gehad nie en jy het dit maar amper of mense jou gut feeling gehad. Maar ons sit met inligting, jy kan inligting gebruik om daai besluit te neem en dit is absoluut wat Lightstone beskikbaar stel vir jou koper en verkoper om te sien wat is die regte prys wat ek moet kry of kan kry vir my eiendom, of wat is die regte prys wat ek moet betaal vir 'n eiendom wat ek wil aanskaf. So as daar nou ouens is wat net een verslag of wat wil in die hande kry en koop en nie die groot pakket nie, hoe dan? Wat maak ou dan? Nee, ons absoluut, ons maak dit beskikbaar vir enigiemand wat dit nodig het, so jy kan net 'n individuele verslag ook kry op ons webwerf vir 'n spesifieke eiendom of miskien vir 'n spesifieke buurt, want jy wil dalk gaan kyk, weet ek sê altyd eiendom koop is amper soos om te trou, jy koop die hele buurt, nê? Jy is deel van die buurt, jy is deel van die familie. So dis belangrik om te weet wat in die buurt aangaan en jy kan daai individuele verslag ook by ons kry. Jy het nie nodig om as gebruiker 'n groot pakket te hê nie. Jy kan daai individuele verslag ook by ons kry. So die ander groot vraag is natuurlik koop of verkoop of moet hy 'n bietjie wag? Wat was die jongste data ou nou is die tendens in Suid-Afrika?
Sjoe, dis amper, jy weet om te sê wat gaan die goudprys môre wees, nee, ons weet nie, maar ek dink op hierdie stadium en ons kan sien, mense sal sien laaste 2-3 jaar was baie moeilik in die eiendomsbedryf. Ons het redelik baie rentekoersverhogings gehad en dit natuurlik maak dat die mark 'n bietjie seer kry. So laas jaar het dinge begin draai wat natuurlik baie positief is en ons is baie positief vir die res van hierdie jaar ten opsigte van die eiendomsmark. So die vraag om te koop of te verkoop, dit is 'n baie moeilike en breë vraag om te antwoord want dit hang af van baie faktore soos watter area, wat is jou rede vir koop, wat is jou rede vir verkoop. Maar absoluut Pieter, deur die gebruik van data kan jy daai vrae help beantwoord en om dan 'n ingeligte besluit te kan neem. So waar kan nou 'n bietjie aan julle deur kom klop, meer inligting kry, webtuiste en so aan? Ja, ons is beskikbaar by www.lightstone.co.za en ons is beskikbaar vir enige inligting wat julle nodig het. Kom besoek ons en help vir julle. There you go. Baie dankie Estiani, heerlik om met jou te kon gesels en Lightstone is soos 'n ware lighuis in die donkerte as dit by die eiendom kom. Nou weet ons almal hoe om die eiendomsmark te betree, bly ingeskakel want ons is net hierna weer terug met 'n oggend wat so spoedig verby hardloop, maar ons is nie bang nie, ons bly net hier met 'n heerlike sappie of 'n koffietjie saam met goeiemôre, good morning. Hallo daar.